Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Wat moet ek stel as 'n offer? My liggaam. In die koninkryk van duisternis behoort jou liggaam aan jou. Jy maak wat jy wil. Die mense gaan so ver om te sê, dat die baba wat binne in my is, dat ek besluit oor ek sal die baba doodmaak as ek wil. Dis my liggaam. Wanneer jy oorgaan na die koninkryk van lig toe, is dit nie meer jou liggaam nie. Dis hoekom hy sê, ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit wat jy met jou liggaam doen, is 'n offer aan God. Dit was altyd myne. Ek kon doen wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil. Niemand sê vir my wat ek doen nie. Die oomblik as jy gaan na die koninkryk van lig toe, is daai daar verby. Jy het geen sê meer nie oor jou liggaam. Ek praat nie van sonde nie. Ek praat nie net van sonde nie. Ek praat van jou hele lewe. Dit wat jy met jou liggaam doen. Wat doen jy met jou liggaam? Jy staan in die oggend op, dan borsel jy jou tande. Wie se tande is dit? Jou liggaam se. Dan gaan eet jy, jou liggaam se. Dan klim jy jou kar, ry jy werk toe. Waarmee? Jou liggaam. Dan kom jy by jou werk, dan werk jy met wat? Jou liggaam. So jou liggaam is jou vervoermiddel. Wat doen jy met daai liggaam? Waarvoor wend jy hom aan? Vir jouself of vir die koninkryk van God? Ek gaan dit weer vra. Waarvoor wend jy jou liggaam aan? Vir jouself, om jouself te behaag, of vir die koninkryk van God? As jy oorbeweeg het van die koninkryk van duisternis en die koninkryk van lig, maar jy lewe nog soos altyd, dan daar niks gebeur nie. Jy is nog in die koninkryk van duisternis. Jy dink net jy het oorbeweeg. Die oomblik as jy oorbeweeg, word dit jou alles. En jy gebruik jou liggaam, jou vermoë, alles wat jy kan doen, gebruik jy vir die koninkryk van lig. En nie meer vir die koninkryk van duisternis nie. Dit wat jy daar gedoen het, doen jy nou anderster. Jou werk, jy los nie jou werk nie, jy doen nog steeds jou werk, maar die vrug daarvan wend jy aan vir die koninkryk van lig, waar jy voorheen het vir jouself aangewend is. Myne, ek kan daarmee doen wat ek wil. Nou sê jy, Vader, dankie dat ek 'n werk het, ek sorg vir my vrou en my kinders. Ons almal is versorg, maar daar's nog iets oor, wat doen ek met dit? Hoe kan ek die koninkryk van God aanvul met dit? Jou tyd, daai tyd wat jou eie was, wat jy kon gaan doen wat jy wil, is nie meer joune nie. Hy sê, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilig, beteken afgesonderd, beteken net vir hom, heilig, en aan God welgevallig. Dit val hom geweld, hy hou daarvan. Wat doen jy met jou liggaam in sy koninkryk? En dis 'n offer. As jy 'n bees het wat jy gaan offer, dan stap jy met hierdie bees, as 'n tou in sy neus vas, en dan stap jy met hom na die offer toe. Dis jou bees. Jy kan met hom maak wat jy wil. Dan kom jy by die offer, dan slag jy hom, en dan verbrand jy hom. Waar is hy? Hy's weg. Hy's geoffer. As jou lewe geoffer is, waar is hy? Hy's weg. Hy behoort nou aan God. Leef ons so. Sê ons net, ons gaan in die koninkryk van lig in, maar ons lewe nog vir onsself. Ons kan onsself. Jy's nog in die duisternis. En die dag, as ons voor die regterstoel staan, en ek sê, maar ek het gedit en ek het gedat, dan sê ek ken jou nie. Hoekom? Want jy het gedink, jy het oorbeweeg uit die duisternis na die lig toe. Maar jy was net besig met formaliteite. Ek het gereeld kerk toe gegaan, ek het gereeld my Bybel gelees, ek het gereeld gebid, maar jy het net oorbeweeg na sy koninkryk toe nie. Jy het nie burgerskap verander nie. Jy was nog wie jy is. Dis nou harde woorde vir ons vanoggend, bekende woorde, maar gaan meet jouself.